Jesus was onder konstante druk. Daar word konstante druk op sy tyd en sy privaatheid. Hy het skaars enige privaatheid gehad en moes die berg opklim om te gaan bid. Skaars het saamgedrop en nog gedurende gevolg. Mense het hom menigmale misverstaan, gekritiseer en bespot. Ek meen, sy eie broers het hom bewerk toe hy in Galilea besoek het en wonderwerke gedoen het. Hy was onder enorme stres wat hy ervaar het, wat die gewone mens definitief sou knak het. Maar ten spyte wat alles met hom gebeur het, sal mens agterkom dat Jesus 'n absolute vrede oor hom gehad het, ongeag van die hoeveelheid druk wat hy ervaar het. Hy was nooit haastig nie, hy was altyd geduldig en op sy gemak. Ten spyte van stres het hy 'n kalmte oor gehad oor sy hele lewe. Die groot vraag is, hoe het Jesus dit gedoen? In hierdie video, deel 1 van 2 dele, gaan ons kyk hoe om spanning te hanteer. Ek het opgeland in die hospitaal met COVID, soos ek julle vertel het van in my eerste video. En spanning was definitief een van die groot faktore wat 'n groot bydrae gemaak het dat ek in die hospitaal opgeland het. 'n week voor die tyd het ek amper selfmoord oorweeg omdat groot projekte baie druk op my geplaas het. So 2-3 weke voor die tyd ek verskriklike lang ure begin werk. Ek het 2:30 in die oggend begin opstaan en 8:00 het ek begin my Teams meetings en 6:00 vir daardie klaar gemaak. Maar dit het gevoel vir geen vordering maak nie. Ek was 'n maand af en so 'n bietjie navorsing oor spanning gedoen, stres, om te verseker dat ek nie weer daar opland nie. Daar is so baie inligting op die internet oor hierdie onderwerp. Daar is standpunte oor 'n wêreldse oogpunt, asook uit 'n Christelike oogpunt. Uit een van die bronne wat ek gekry het, was daar 8 punte wat vir my baie treffend was. En uit 'n persoonlike oogpunt en waar ek op hierdie plek in my lewe is, myself nou bevind. En ek wil dit baie graag met julle hierdie 8 punte deel. Ons gaan die video opbreek in 2 dele. Deel 1 gaan die eerste 4 punte hanteer en deel 2 die volgende 4 punte. Die eerste beginsel gaan oor jou identiteit. Weet jy wie jy is? Ek wil julle net gou 'n paar teksversies aanhaal wat Jesus gesê het, waar dit baie duidelik is dat Jesus geweet het wie hy is. Jesus gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Dit is Johannes 8:12. Dat het ook gesê, ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Dan het ook gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Ek is die seun van God. So die eerste beginsel om stres te hanteer is om te weet wie jy is. Jesus het gesê, dit staan so mooi vir my in Engels, I know who I am. I testify for myself. Dit het gesê in Johannes 8:18, dit is uit die King James weergawe van die Bybel. So dit is uiters belangrik in die hantering van stres om te weet wie jy is. As jy nie weet nie, gaan mense vir jou vertel wie hulle dink wie jy is. Party mense sê jy's 'n verloorder of jy's oorgewig of jy's pleinweg sleg. Jy's nie mooi nie. As jy nie weet wie jy is nie, gaan mense jou manipuleer en druk op jou sit dat jy iemand is wat jy nie is nie. Die tweede beginsel wat ek geleer het, is om vir jouself te besluit, wie wil jy tevrede stel? In Johannes 5:30 sê Jesus, ek kon uit myself niks doen nie. Soos ek hoor, oordeel ek, en my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van my Vader wat my gestuur het. Dis Johannes 5:30. Die vraag is, wie probeer jy tevrede stel? Ek praat vanoggend sommer met ons jong mense ook, want ons wil almal graag so inwees. In my jong dae wou ek altyd graag ook baie gewild gewees het en probeer om by die gewilde maats aan te sluit. Maar ek gou agtergekom, jy kan nie almal tevrede stel nie. Teen die tyd dat jy een groep met jou tevrede is 'n ander groep weer ontevrede met jou.
Mense gee gewoonlik in op 3 dinge wanneer mens jouself in so 'n situasie vind. Die eerste een is kritiek. Jy is bekommer wat ander oor jou gaan dink. Die tweede punt is kompetisie. Jy is bekommer as ander jou meer aanvaar as jouself. En natuurlik so 'n situasie veroorsaak op baie konflik. Jy voel bedreig as ander met jou verskil. Uit persoonlike ondervinding, en ek raan nie my pa af nie, regtig nie, maar dit is voorbeeld van ek wil graag vertel hoe ek wat persoonlik dinge ervaar het. My pa het my altyd as voel ek's 'n verloder. Ek was nooit goed in sport nie, byvoorbeeld soos rugby nie. En hy het wel gesê, ag jy's net te sleg. Hy het op tydjie gesê, jy sal nooit 'n sukses wees nie. Jou punt op skool lyk te sleg. Soos ek in my eerste video gesê het, woorde is opbouend of afbreekend. 'n Mens spreek lewe of dood in ander mense. As jy meer oor die krag van woorde wil weet, gaan asseblief terug na my eerste video waar ek oor hierdie onderwerp bespreek het. My hele lewe lank het ek so hard gewerk, probeer om suksesvol te wees, net om erkenning van my pa te kry. My pa het nooit met my gepraat nie, maar as hy iets slegs of iets verkeerd doen, dan hoor jy van hom. Ek het nooit erkenning gekry as ek die slag iets reg doen nie. Nooit die woorde gehoor, wel gedaan, ek is trots op jou, of ek is lief vir jou nie. My identiteit was nooit sterk nie, omdat ek nie geweet het wie ek was nie, het my pa my vertel wie ek is. My identiteit is gevorm deur wat hy gesê het, en ek het dit geglo en baie ingegee of opgegee. Eers op my pa se sterfbed, 1 uur voordat hy dood is, het hy vir die eerste maal vir my gesê, ek is baie trots op jou en ek is lief vir jou. Dit het my verskriklik baie beteken om dit van te hoor. Na sy dood moes ek hierdie identiteitskrisis voor die Here sit en bely en ook my pa vryspreek en vergewe. En dan die laaste punt wat ek graag wil bykom is, ons blameer baie keer, soos ek die slag met pa geblameer vir die spanning wat in my lewe plaasvind het. En dan kan ons baie keer ook ander mense blameer vir dinge wat gebeur in jou lewe. Dan is dit byvoorbeeld deur te sê, jy het so gesê, jy het veroorsaak dat ek doen en my daartoe gedryf. Ek moet dit doen, anders gaan die persoon met my ongelukkig wees. Die vraag is, wie probeer jy tevrede stel? Ons gebruik so maklik woorde, ek het, ek sal, ek moet, in plaas van, ek kies om dit te doen, want ek wil nie die gevolge dra nie. Laastens mense, niemand forceer ons om iets te doen nie. Dis kan ons nie ander mense blameer vir die spanning wat ons in ons eie lewe veroorsaak nie. Die derde beginsel wat ek geleer het, was om bietjie meer georganiseerd te leef. Weet jy wat jou doelwitte is? Ek wil begin met die volgende versie vir julle graag lees uit Johannes 8 vers 14. Jesus antwoord en sê vir hulle, al getuig ek ook van myself, my getuienis is waar, omdat ek weet van waar ek gekom het en waarin ek gaan. Maar julle weet nie van waar ek kom en waarin ek gaan nie. Dis Johannes 8 vers 14. Die beginsel van hierdie versie is, weet jy wat jou doelwit is? Indien jy nie jou lewe plan en jou prioriteite agter mekaar kry nie, sal ander mense namens jou besluit, jou lewe prioritiseer en vir jou voorskryf wat hulle dink wat belangrik is en wat in jou lewe moet wees. Om te prioritiseer is 'n persoonlike besluit. Weereens, dit gaan gepaard met jou identiteit, weet wie jy is. Of jy kies wat belangrik is in jou lewe, of ander mense besluit namens jou wat belangrik is in jou lewe. Of jy leef elke dag volgens jou doelwitte of prioriteite, of jy lewe onder geweldige stres. Daar is nie 'n ander opsie nie. As jy leef onder 'n beginsel van wie die hardste skree, so by die werk baie keer wanneer jy dinge prioritiseer en iemand vir die hardste skree, dan gee dit, of druk op jou sit, deur jou elke 5 minute te bel, en daar volgens maar net later in te gee. Dan moet jy maar aan die einde van die dag jouself vra, het ek enige van my doelwitte bereik? Goeie organisasie en beplanning verlaag jou spanning, want jy weet wie jy is en jy weet wat jy wil bereik. Om vasgestelde doelwitte te hê,
vereenvoudig jy net jou lewe. Spandeer elke dag, en dis baie belangrik mense, spandeer elke dag tyd saam met God en vra hom om jou te help om dinge te prioritiseer en op te verseker dat jy jou doelwitte bereik. Vra hom, Here, wil U nie my asseblief help om my agenda so te prioritiseer sodat ek die doelwitte wat ek myself gestel het te kan bereik nie. Dan 'n baie belangrike punt mense, leer ook om nee te sê. As dit nie ooreenstem met jou doelwitte vir jou of jou maatskappy nie, wat jy graag wil bereik nie, vra die persoon dat hy moet motiveer waarom dit belangrik is vir die spesifieke doel en wat bereik moet word. Die volgende punt wat ek geleer, die volgende beginsel, is konsentrasie. Fokus op een ding op 'n slag. Voel jy soms dat jy in verskillende rigtings getrek word deur mense? Verskeie mense probeer om Jesus van sy prioriteite te laat afsien. Hulle probeer om Jesus van sy doelwit te laat afsien. Hulle wil byvoorbeeld as koning maak van die Jode, en dit was die doel om Jesus aarde toe gekom het, soos ons weet. Ons lees ook graag uit Lukas 4, vers 42 tot 43. En toe dit dag geword het, het hy uitgegaan en na 'n verlate plek vertrek, en die skare het hom gesoek en by hom gekom en hom teëgehou, dat hy nie van hulle af weggaan nie. Maar hy het vir hulle gesê, ek moet aan ander stede ook die evangelie van die koninkryk van God bring, want daarvoor is ek gestuur. Dit staan in Lukas 27, 42 tot 43. So, Jesus het sy prioriteit geweet, en dit is om die evangelie te bring. En hy sê, dis waarvoor hy aarde toe gekom het vir ons. So, Jesus het gefokus op meer belangrike dinge, en nie sy eie skedule en van sy doelwitte afgewyk nie. Jesus gefokus op een ding op 'n slag. So wanneer jy 30 dinge op jou tafel het, maak die tafel skoon. Prioritiseer jou werk in volgorde van belangrikheid en doen een ding op 'n slag. As jy een ding klaar het, doen dan die volgende taak in volgorde. 'n Mens kan nie gelyktydig 2 honders probeer vang nie. Jy moet eers die een fokus en vang voordat jy die volgende hoender kan vang. Wanneer ons aandag verdeel is en ons verskillende take probeer doen, dan is ons kwaliteit van werk van 'n laer gehalte. As ons konsentreer op een ding op 'n slag te doen, is ons konsentrasie en fokus soveel beter en dan is ons baie meer produktief. Jesus het nie toegelaat dat enige gebrekers hom laat afwyk van sy prioriteite of sy doelwitte nie. Hy het nooit toegelaat dat ander mense hom gespanne maak en hy was ook nooit geïrriteerd nie. So dit is die slotsom van hierdie video. So laat ons gou vinnig opsom wat ons sover geleer het. Die belangrikste eerste punt was identiteit. Weet wie jy is. En belangriker, weet jy wie jy is in Christus. Die tweede een is toewyding. En dit vra ek vir myself te vir jou af, weet jy wie jy probeer tevrede stel? En dan die derde punt is, wees bietjie meer georganiseerd. Weet jy wat jou doelwitte is? En dan die laaste punt nommer 4, konsentrasie, fokus op een ding beslag. In die tweede video gaan ons bietjie kyk na delegasie, moenie probeer om alles self te doen nie, meditasie, maak 'n gewoonte daarvan vir persoonlike gebed, en ontspanning, spandeer tyd om regtig die lewe te geniet, en dan transformasie, die laaste punt, gee jou stres vir Christus. Sien julle in die volgende video. Ek groet julle in die naam van Jesus Christus. Amen.